Goeiemôre en welkom by die digitale eerdiens van die Hervormde Gemeente Bellville. Hoor dan nou die fotum en seën. Indrukwekkend is die werke van die Here, 'n bron van nadenke vir almal, wat vreugde daarin vind. Vol luister en glansrykheid is wat hy doen, en sy geregtigheid hou stand vir altyd. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Ons geliefde Here, waar ook al ons nou is om te luister na U, in 'n vol en besige huis, in 'n stil kamer, aan die begin van die dag, nog in die bed, of aan die einde, waar ook al ons nou is, Here, sal U asseblief dat ons ontvanklik is vir U woord, dat ons harte en ore sal oopmaak om na U te luister, dat die waarheid van U boodskap in ons harte sal vestig, en dit sal deel word van wie ons is en hoe ons in hierdie wêreld is. Here, ons vra dit as U kinders. Amen. Vandag lees ons uit Paulus se eerste brief aan die gemeente in Korinte. Die stad Korinte was 'n groot hawestad. Mense van alle agtergronde het daar saamgedrom om 'n bestaan vir hulself te probeer maak. Die Griekse stad was 'n drukkoker van verskillende mense en idees en godsdienste. En dis in hierdie stad, wat vernaam was vir sy onsedelikheid en afgodediens, dat daar 'n Christen gemeenskap tot stand gekom het. In hierdie gemeente was daar 'n klomp nie-Jode, dis nou sogenaamde heidene wat Christene geword het, en ook ander Christene wat voorheen Jode was. In die geval van die gemeente in Korinte het daar egter ook 'n klomp probleme ontstaan. Daar was 'n groot verdeeldheid en onenigheid onder die gemeentelede, veral wanneer Paulus nie daar was nie. En een van die grootste gevegte, kan julle glo, het gegaan oor kos. Kom ons lees wat sê Paulus vir die Korintiërs, in 1 Korintiërs 8 vers 1 tot 13. Die opskrif is oor afgode en offervleis. Wat die afgodsoffers betref, stem ons saam. Ons almal het kennis. Kennis maak verwant, maar liefde bou op. As iemand dink hy weet iets, is sy kennis nog nie soos dit behoort te wees nie. Maar as iemand God liefhet, word hy deur hom geken. Wat die eet van afgodsoffers betref, weet ons, daar bestaan geen afgod in die wêreld nie, en daar bestaan geen God nie, behalwe een. Selfs al is daar inderdaad sogenaamde gode in die hemel of op die aarde, net so ook baie gode en baie here. Vir ons egter is daar een God, die Vader, uit wie alles is, en ons vir hom, en een Here Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur hom. Maar nie almal het hierdie kennis nie. Sommige is nog so gewoond aan die afgod, dat hulle steeds die vleis eet as 'n afgodsoffer, en hulle gewete wat swak is, word besoedel. Kos bring ons nie nader aan God nie. As ons nie sou eet nie, ly ons nie gebrek nie, en as ons sou eet, het ons nie oorvloed nie. Pas op dat hierdie vryheid van julle nie vir die swakkes 'n struikelblok word nie. Want as iemand jou, wat die kennis het, in 'n afgodstempel aan tafel sien, sal hy nie, omdat sy gewete swak is, aangemoedig word om afgodsoffers te eet nie? Dan gaan die swakke, 'n broer, vir wie Christus gesterf het, verlore as gevolg van jou kennis. Deur op die manier teen die broers te sondig en hulle swak gewetens te kwets, sondig julle teen Christus. Daarom, as kos my broer laat struikel, sal ek beslis vir ewig nie weer vleis eet nie, sodat ek nie my broer laat struikel nie. Tot sover. Vir die gemeente in Korinte was die probleem as volg. Wanneer diereoffers gebruik is tydens heidense godsdienstige rituele, is die ekstra oorblywende vleis verkoop op die markte. Dit was oralste beskikbaar, jy kon dit enige plek koop, en dit was ook algemeen dat mense dit gekoop en geëet het. Nou was die vraag, kan 'n Christen gelowige in Korinte hierdie vleis koop en eet? Korinte was 'n plek waar die oorgrootste meerderheid mense nie Christene was nie. Dit was 'n uitdaging vir gelowiges in Korinte om te lewe op 'n manier waar hulle alles heidens kon vermy. Nou wat sekere gemeentegelede geplaai het, is die vraag of as hulle die vleis sou eet, sou hulle ook dan onbewus deelneem aan hierdie afgodseremonies. Sou hulle dan
per ongeluk een van daardie afgode aanbid het as hulle nou van daardie vleis geëet het. Nou vir die sterk gelowiges, soos Paulus hulle noem, was hierdie nie eers 'n probleem nie. Hulle het mos geweet, God is die enigste God en dat Christus vir hulle sondes gesterf het. Daardie vleis wat aan afgode geoffer is juist dit, dis afgode. Vir hulle maak hulle mos nie saak nie. Vir hulle is daar net een God. Hulle kan nie eers vergelyk met die drie enige God wat hulle in hulle gemeente bely nie. Dis is dit niks om oor te bekommer nie. Want geweet, dis nie 'n probleem nie. Maar vir ander gelowiges, mense wat minder seker was oor die saak, dalk nuwe gelowiges, was dit net een te veel. Hierdie saak was geweldig kontroversieel en het groot striweling en stryf veroorsaak in die gemeente. Nou hierdie hele storie kan vir ons vreemd klink vandag. Ons verstaan nie regtig hierdie ding van offervleis nie. Maar wat ons kan help om hierdie gedeelte te verstaan is as ons besef hierdie gedeelte gaan eintlik nie soseer oor die vleis nie. Paulus kon net sowel oor enigiets anders te geskryf het, oor die groot doop, die klein doop, gesigmaskers, geld, politiek, inentings, maak nie saak nie. Dit kon enige iets gewees het wat mense uitmekaar hou. Hierdie gedeelte gaan eintlik oor die verhouding tussen die twee groepe mense, die sterk en die swak gelowiges. Met hierdie skrywe hoop Paulus die Korintiërs besef wat se skade hulle sogenaamde kennis te veroorsaak in hulle gemeente. Kennis is vir Paulus nie die grootste rigtinggewer van hoe mens behoort op te tree nie. 'n Gelowige kan nie net besluite maak vir sy of haarself alleen nie. Vir Paulus is dit juis die teenoorgestelde. Vir Paulus is volgelinge van Christus eerstens altyd mense wat deel is van 'n gemeenskap, die liggaam van Christus. Hulle is ingeweef in 'n netwerk van verhoudinge. Wat jy sê of doen, beïnvloed ander. Dus vir die gelowige is die grootste en belangrikste rigtinggewer vir hoe jy behoort op te tree. Liefde in die gemeenskap. Wat Paulus in die brief vir ons wys is dat liefde belangriker is as om reg te wees. Liefde is belangriker as kennis. Kennis laat ons goed lyk en belangrik voel, maar dit is baie maklik om hooghartig en beterweterig te raak. In Korinte het die sterkeres op grond van kennis neergesien op die swakkeres. Mense wat sterk standpunte huldig is dikwels onwillig om na ander mense of na God te luister en by hulle te leer. Net omdat jy beter weet, meer kennis het, iets dalk beter verstaan, meer geleerd is as iemand anders, beteken nie, jy kan jouself hoogmoedig hou teenoor jou medebroers of susters in Christus nie. Dis, selfs al weet jy, dis nie 'n probleem om vleis te eet, wat aan ander afgode geoffer is nie. Moet mens nie jou kennis verhewe bo die gemeenskap van gelowiges plaas nie. Vir Paulus beteken liefde in die gemeenskap ook nie noodwendig dat mens nie mag verskil nie, natuurlik mag ons. Paulus skryf dan ons elders, ons is almal verskillende dele van een liggaam. Almal verskillend met hul eie gawes, ons eie maniere van dink. Maar Paulus sê, jy moet altyd dink aan hoe jou eie gedrag ander mense kan beïnvloed. Ons moet ook wel baie mooi hoor dat Paulus nie teen kennis is nie. Hy is nie anti-kennis of anti-rasionele denke of anti-geleerdheid of opvoeding nie. Vir hom gaan dit eerder oor hoe ons maak met die kennis wat ons het. Vir Paulus bepaal ons liefde vir mekaar wat ons met ons kennis behoort te maak. Gebruik ons dit om mekaar op te bou of om mekaar af te breek? Paulus sê vir die geestelike sterk gelowiges in die gemeente dat hulle kennis nie gepaard mag gaan met magsmisbruik nie. Dat hulle dit nie mag gebruik om mekaar seer te maak nie. Anders gesê, Christelike vryheid is om te weet dat ons die vleis mag eet, omdat die afgode niks vir ons beteken nie. Maar Christelike verantwoordelikheid is om te weet dat die keuses wat ons maak, omdat ons 'n sekere kennis het van die vleis, nie ander mag afbreek nie. Christelike vryheid beteken nie dat alles maar net toelaatbaar is nie. Christelike vryheid en verantwoordelikheid gaan hand aan hand. Ons liefde moet ook ons verantwoordelikheid betekenisvol maak. Paulus adresseer nou nie een van ons moderne probleme in hierdie brief nie.
Hy het nie geweet van die goeters waardeur ons deurgaan vandag nie. Hy skryf vir 'n baie spesifieke groep mense in 'n baie spesifieke tyd. Maar die groter etiese beginsel van sy skrywe is relevant en van toepassing op ons en op die omstandighede waar ons onsself bevind. Wees versigtig dat jou eie optrede nie 'n struikelblok vir ander is nie. Gemeentes in vandag se tyd is nou nie aktief betrokke in die debatte rondom die eet van vleis wat voorheen geoffer is aan afgode nie. Maar dit beteken nie daar is ook goed waar ons deesdae vassit nie. Die COVID-19 wêreldpandemie het eintlik daardie verdeeldheid aangevuur. Van die goed wat ek so dikwels gehoor het nou in hierdie afgelope tyd, in die afgelope jaar, aan die een kant, waarom is al die bohaai met COVID? Aan die ander, ons maak nie genoeg bohaai nie. Ag, dis maar net soos die griep. Och, dis erger as die griep. Hou die kerk oop, maak die kerk toe, kom die sosiale afstandreëls na, ignoreer die reëls van die regering wat so in ons lewens probeer ingryp, maak alkoholverkope weer oop, verban alkohol, gebruik enstowwe, moenie dit gebruik nie. Mense, nie net gelowiges nie, het en verskil nog steeds heftig met mekaar. Ons het dit so baie die afgelope jaar gesien. Ek sien dit veral al hoe meer en meer in nuus, in die kommentaarafdelings op webtuistes, in die media, op die internet, goede wat ons mekaar aanstuur op WhatsApp. Mense wat ook al hulle dink is die waarheid gebruik as ammunisie. Nie net om te wys bo alles dat hulle reg is nie, maar ook om te verneder, verdruk, om mense bang te maak, kwaad te stook en verdeeldheid te saai. As ons net kan dink aan hoe reg ek is, en nie vir 'n oomblik kan stilstaan en dink aan die sin en waarde van ander mense wat anders dink en doen as ons nie, dan geliefdes, mis ons iets van die hart van die evangelie en van Jesus Christus se boodskap. Jesus bou op. Hy breek nie af nie. By Paulus leer ons, as jy moet kies tussen om lief te wees en om reg te wees, kies eerder om lief te hê. Paulus roep ons om nederig voor God en ons medemense te wees, om te besef dat ons, soos almal anders, ook maar net mense is, wie se kennis ook maar gedeeltelik is. En op die ou einde is die ding wat eintlik saak maak, dat ons God lief het, want dit is hierdeur dat God ons sal ken. Dit is nie ons kennis van wêreldse goed wat op die einde gaan tel nie, maar eerder God se kennis van ons. Amen. Kom ons luister nou as ons gebed en slotsang, gesang 526, waar daar liefde is, daar is God die Heer.